onverganklike liefde. Ons lees in Korintiërs 13 vers 8 tot 13. Ons het al reeds in die vorige dagstukkies gesien hoe belangrik Paulus die liefde ag. Dis die grootste van al die gawes. Dit kan alles bedek. Nou besing Paulus ook die absolute onverganklikheid van liefde. Dit sal tot in alle ewigheid bestaan, selfs nadat al die ander gawes in die niet verdwyn het. Maar daar is 'n probleempie, of 'n uitdaging. Ek en jy is steeds verganklike mense wat aardsgebonde is. Ons is nie perfek nie, en ons het ook maar ons swakhede. Ons kennis is so verskriklik beperk, dat selfs die hoogsgeleerde professor nog steeds maar net 'n ou klein gedeeltetjie ken. Dit is uiters frustrerend, want daar is so baie vrae waarvoor ek nie 'n klinkklare antwoord het nie. So dikwels vra mense my kwelvrae, en dan moet ek soms maar net my skouers ophaal en sê, jammer, ek weet ook nie. Paulus vergelyk ons kennis met 'n spieël. Nou, het jy al op 'n koue wintersoggend in die badkamer probeer skeer of gremering aansit, terwyl die spieël bly toewasem? Wat 'n frustrasie. Die beeld wat jy daar sien is dof en feitelik onherkenbaar. Dan gaan dit maar so mog het troffe, dikwels met liderlike gevolge. So is ons geloofskennis ook maar uiters gebrekkig. Maar eendag sal daai spieël helder blink, en dan sal ons al hierdie dinge duidelik kan sien en verstaan. Maar dan sal dit seker nie eers meer saak maak nie, want dan sal ons die Here van aangesig tot aangesig sien, en alles sal volledig wees. Die groot geheim oor jou onkunde is dat jy gedurig moet leer, navors, die waarheid soek in die woord van God. Jy moet dus hierdie spieël blink poleer. Paulus vergelyk ons met kinders wat moet opgroei. As ons maar net tevrede is met die ou bietjie wat ons geleer het as kinders, dan word ons geloofslewe 'n stagnante moeras. Dan sal ons ook nooit werklik weet hoe om daai liefde wat Paulus so hoog aanskryf, behoorlik te kan uitleef nie. Ons moet die kinderagtigheid afskud en deur harde werk, oefening, studie, praktiese uitleef van dit wat ons leer. Ons moet opgroei om volwassenes te word in die geloof. Alleen dan kan ons waarlik begin om liefde prakties uit te leef. Dis egter nie ons swakhede waarvan Paulus wil praat nie, maar die liefde wat hy besing, en veral die absolute onverganklikheid daarvan. As ek werklik wil weet van liefde en hoe onverganklik dit is, moet ek eintlik die Bybel begin lees van Genesis 1 af. Die talle en talle uitreike van liefde van die Here wat deur die geskiedenisboeke van die Ou Testament aangeteken is, begin vir ons 'n prentjie vorm van hoe ver sy liefde strek. Dit begin by Adam en Eva. Hy wou vir hulle 'n vriend wees. Hy het selfs saam met hulle in die tuin gewandel. En wat doen hulle? Hulle het hom verraai. Sulke liderlike verraad het eintlik die doodstraf verdien. Maar God se genade is so groot dat hy hulle steeds in liefde spaar. En dan gee hy selfs vir hulle nog beloftes ook. Deur die duisende bladsye van die Ou Testament lees ons die name van mense
aan wie hy hierdie liefde bewys het. Name soos Noag, Abraham, Isak, selfs Jakob die bedrieër. So groot is sy liefde, dat hy vir Jakob na al sy bedrog steeds die vader gemaak het van die volk Israel. Vir Moses, die moordenaar, het hy in liefde geroep om die grootste leier van alle tye te word. Hy het vir Moses en sy opstandige, murmurerende, afvallige volk in liefde geneem deur die onherbergsame woestyn tot by die beloofde land. Ten spyte daarvan dat hulle gedurig agter ander gode aangehardloop het en oor elke ou dingetjie gemor en gekla het. As dit nie liefde is nie. Dan was daar natuurlik nog Dawid, die egbreker, moordenaar, en Salomo, die veelwywer, 1000 vroue. En wat van Jona, die ongewillige, of Simson, die rokjagter, Rahab, die prostituut, en nog talle ander name. Maar liefde het tot die absolute hoogtepunt gekom, toe die Seun van God mens geword het en die verskriklikste vernedering, vervolging, verwerping, spot, marteling het uiteindelik teregstelling moes deurmaak om versoening te kon bewerkstellig. Daar het die Here die grootste offer van liefde ooit gebring. Maar dit was maar net die begin, want hierdie liefde strek tot daar in die onmeetlike ewigheid, want eers na die volëinding van die wêreld sal ons kan ervaar wat ware liefde is, en eers dan sal ons dit ook waarlik kan uitleef. Maar vandag is dit nog ooit die moeite werd, dat ek enigstens probeer om liefde uit te leef. My liefde is dan so gebrekkig. Wat help dit tog ooit? Juis oor die onmeetlike liefde wat God deur die eeue probeer openbaar het, en veral oor die finale prys wat die Seun betaal het vir ons versoening, dat ons gelowiges alles in ons vermoë moet doen om liefde uit te leef uit dankbaarheid vir sy groot offer. Hy het geen steen onaangeroer gelaat om vir ons te betaal nie. Nou is dit ons beurt om die grootste gawe van almal terug te ploeg in die wingerd van God. Amen. Kom ons bid. O Here, my liefde is so gebrekkig. Help my asseblief om dit ten volle uit te leef en op hierdie manier vir U dankie te sê vir wat U alles vir my gedoen het. Amen.